I want to start with a special good morning to our children from Greytown Children's Home. Welcome this morning, and it's such a privilege to have you here with us. Thank you. I want to ask you if there is any other visitors with us this morning. Enige ander besoekers vanoggend? Welkom. Is daar ook nieuwe intrekkers? Enige nieuwe intrekkers wat nou onlangs inkom? Geval, maar all the visitors and die besoekers moet asseblief met rooi koppies na die tyd koffie drink, sodat ons gemeente vir julle kan wys hoe verwelkomend ons is. En dan gaan ons sommer reguit in die afkondigings in. Baie dankie aan Tannie Amanda, wat al die reëlings tref en dit vir ons 'n voorreg gee vir die kinderhuis om hier so te wees by ons. Dankie daarvoor. Ons het op Saterdag, on Saturdays we have pancakes, vetkoek and Cook Sisters, but for today we only have vetkoek, but it is not filled with mince. And it's for 10 rand afterwards. So please get yourself some, it is so good. We have braai out as well. Dinsdag het ons Bybelstudie 9:00, Woensdag omgee groep 6:30 en op Donderdag die manne om die woord 6:15. Dis vreeslik lekker. Dit is regtig 'n vullende oomblik elke keer as die week begin moeilik raak. So woon dit asseblief gerus by die wat kan en die wat tyd het om dit in te druk. Ons jeug wil baie graag 'n verskil maak by die SPCA hierdie jaar en ons vra julle asseblief, ons het vandag ook 'n lekker sak hondekos gekry, om enige drooppille of blikkies vir katte en honde en komberse asseblief te bring. Ons het 'n uitstapie die 15de Mei saam met die jeug en die laaste dag vir donasies is 15 April. So ons het van vandag af nog 'n hele maand om in te gee. So dit kan regtig goed wees as ons vir hulle ook 'n verskil kan maak van ons kant af. So dankie daarvoor. Kom ons sing saam. Skus, ek moes vir die band gesê het ons moet opkom. Amen.
little light of mine, I'm gonna let it shine. For this little light of mine, I'm gonna let it shine. Yes, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. All around my friends, I'm gonna let it shine. All around my friends, I'm gonna let it shine. Yes, all around my friends, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Yes, everywhere I go, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Baie dankie, julle kan maar sit. Julle kan net hier voor bly. Kan ek vra dat al die kinders vir ons vorentoe kom?
All the children come to the front, please. But you can stay sit there. Nie so ver vorentoe gaan nie. Staan nou nie. Kom ons kry gou vir julle stoele. Sal julle omgee om op die vloer te sit, sommer net hier so voor. Nee, so sommer voor op die vloer sit. Kyk. Of kan julle manne 'n bietjie opskuif, dan sit julle so 2 op stoel. Das hy. Good morning, everyone. Have you heard about the story of the little lamb? Okay, so the story goes, there's a shepherd, a skaapwagter, that has 100 little sheep, little lambs. And one of the lambs goes missing, wanders off into the far looking for flowers and grass. And the shepherd realizes it after counting that he doesn't have 100 anymore, he only has 99. And he goes looking for that one little sheep. And on his way, he looks under rocks and calls softly and searches everywhere for it. And eventually he finds the little lamb. He puts it on his shoulder and brings it all the way back, and then the herd is together again. Now, as this shepherd, skaapwagter, ook, like this little shepherd, that is how God is as well. God doesn't wait for the little lamb to come back, or He doesn't say, oh well, at least I have 99. He goes looking for that one. And so we are. We can't help ourselves wandering off sometimes. And so God comes, fetches us, and He tells us, you belong to me. And you are special to me. So let's keep that in mind today. Can I ask one of the children to come light the candle for us, please? Ek wil een van die Greytown kinders vra. Will one of you come, please? Dankie. Kan jy vir ons die kersie daar aansteek? Wag, kom maar. Kan jy sien? Trek hom lekker hard. There we go. Thank you. And can one of you come open the Bible for us, please? Yeah, please. Kan ons vir haar vra? Kom, you can come to it together. Nee, kom saam hierso. Excuse. Can you open the Bible for us, please? Anywhere you want. Perfect. Thank you so much. Now we do this, we light the candle and open the Bible to remind us that Jesus Christ is with us, that the Holy Spirit is with us today. And we open the Word of God to claim that it is the Word of God, not just words about God. So nou gaan ons die verjaarsdag doen, the birthday. Is there anyone that has celebrated their birthday this past week? Or the coming week? Or today? Happy birthday. Can I ask? Can I ask you to go give it to that uncle there at the back? He will stick up his hand. Quickly go give it to him. Anyone else? Oh. Can I ask you to go give it to that auntie at the back there? I'll come with you. Regtig 2. Net een. 2. Sorry. There's another one. Yeah. Yeah, it is. You can come through here. Give her another one as well. She will pick up your band.
Another one. Kan ek vir jou vra om vir daai oom te gee? Of vir haar te gee? Gee vir haar. Geluk met jou verjaarsdag. Any other birthdays? Anyone sees their name on top? There is another one. Arlo, kan jy gou vir daai oom gaan gee asseblief? Hy gaan nou sy hand opsteek vir jou. Hoe is dit? Okay. Okay. Any other birthdays on the board or today or this past week? Not, okay. But our wish to you, our wish from the church to you, is to wish that you will experience God's love on your birthday and for this new coming year that is lying ahead for you. Thank you so much. We will now sing a song, and after that song, there will be a baptism today. So it will be nice for you to sit and see that for a change. Dankie. Julle kan net so sit. Excellent. Thank you very much. I call Dominee Charles Rousseau to come forward, please. He will do the baptism. But not in English. Baie dankie vir die wonderlike voorreg. Ons eer en loof ons Here, want dis hy wat vir ons tot hier toe gebring het. En ek is baie dankbaar teenoor Dominee Tertius, Dian, wie se erediens dit is, en die kerkraad en gemeente dat ons vandag met as familie ook hierdie geleentheid met almal kan deel. Begin my 'n paar oomblikke om te vertel van ons familie wat ek nooit gewoonlik gedoen het nie, maar ek het vandag die besondere geleentheid. Ons het 5 kinders. En die eerste kleinkinders was seuns en die volgende was 5 dogters en ons dogter daar gaan weer 'n seentjie kom, maar dit is toe eintlik nog 'n dogtertjie, 6de dogtertjie Iska. En toe die laaste kleinkind is 'n klein Corneille en Kayla het 2 kinders by en nou die seentjie wat gebore is en sy naam is dan ook Charles Rousseau. Dit is dit hoekom dit so 'n besondere geleentheid is vir ons en vir oupa, want dit is baie spesiaal dat hy sy kleinseun wat nou vernoem is ook hier ten doop kan bring. Ons dis nou al die 5de generasie van Charles Rousseau met klein Charles. Ruby is klein Charles se sussie, baie lief vir hom, sy is so 3,5. Toe Charles op pad is, het Corneille en Kayla vir Ruby gesê, Boetie is in mamma se maag. En toe ons nou daar kom, nadat hy nou gebore is, en ons kom kuier daar, die eerste dag, so warm daar hier in die begin van toe ons gaan swem,
toe sê klein Ruby vir my, oupa, hoekom is jou maag so groot? Is daar 'n boetie in? So bring hulle mense ook weer terug aarde toe nie. Tiaan en Marcel is ons jongste dogter. Hulle het ook 2 kinders. Klein Isabella en Iska. Iska is verlede jaar gebore en wat dit baie spesiaal maak, sy het toe op my verjaarsdag in die wêreld gekom. So ek deel met my een kleinkind die naam en die ander een my verjaarsdag. So dit is baie spesiaal. Isabella en Iska hulle het 2 kinders. Isabella is in COVID-tyd met Cornelia de Lange syndroom. Baie klein, sy word in maand 5, maar Iska, wat nou 10,5 maande is, meer as sy. Maar Marcel sal verder daaroor praat, ek gaan vir haar geleentheid gee om dan daaroor 'n getuienis te lewer. Klein Iska is aan die gang, agter Bella aan en gee vir Bella al, maar Bella aanvaar dit maar net. Maar ek gaan nou vir 'n geleentheid gee om te praat oor die pad wat die Here met hulle geloop het en nog steeds loop. Goeiemôre. My naam is Marshall en in 2020, soos my pa gesê het, in 2020 het ek swanger geword met Isabella en 2021 toe vind ons uit dat sy op 7 maande gebore sal word en sy 2 maande vroeg, so sy was ook 2 maande in NICU gewees. En so 'n week voordat sy ontslaan was, toe vind ons uit sy het Cornelia de Lange syndroom. En nadat sy ontslaan was, toe gaan sien ons nou verskillende mense om nou uit te vind hoe haar liggaam werk. En een van die eerste mense wat ons sien was 'n ENT. En toe ek by die ENT aankom, so omdat sy die syndroom het, was meeste mense se vrae, wil ons nog kinders hê? So toe ek ook by die ENT aankom, toe vra hy ook, wil julle nog kinders hê? En my antwoord is ja. En onmiddellik antwoord hy, ja, moenie bang wees nie. Ons gaan sien toe 'n audioloog. En by die audioloog dieselfde vraag, wil julle nog kinders hê? En weer eens sê ek ja. En weer eens is sy antwoord, ja, moenie bang wees nie. So teen die tyd wat Bella 1 jaar oud was sy 2 keer weer in die hospitaal. So NICU en toe 2 keer daarna. Op haar eerste verjaarsdag was sy in die hospitaal. En elke keer moes ek saam met haar in die hospitaal bly, so 5 tot 7 dae. En dit is baie stresvol. En ek bid toe en ek sê, Here, dis te stresvol om my kind in die hospitaal te hê. Laat dit liewers ek wees. En ons krag in gebed, nê? Sy was nog nie 1 keer weer in die hospitaal opgeneem nie. Maar 2 maande na haar eerste verjaarsdag, toe word ek in die hospitaal opgeneem om 'n blokkade uit my kolon uit te sny. En toe het ek 'n stoma en 'n sakkie kolostomie sakkie gekry. 2 weke na dit, toe gaan ek om die chirurg weer te gaan sien. En toe ek in sy kantoor instap, toe sê hy, slegte nuus, dis kolonkanker. 2 dae daarna, toe gaan ek en Tiaan om die onkoloog te sien. En die onkoloog sê toe ek sal, dis vlak 3, en ek sal vir 6 maande chemobehandeling moet kry. Dis 12 siklusse, 'n siklus elke 2 weke. Daar's 'n groot kans dat ek steriel sal word van die chemo. Ons kan kyk om eiers te laat vries, maar hulle wil nie graag die chemobehandeling uitstel nie. So soos wat ons by die onkoloog se kantore uitry, toe vra ek vir Tiaan, toe sê ek, hoe voel jy oor? Moet ons eers eiers vries? Toe sê hy, Isabella Kortema, dit is nou die belangrikste, ons kan later die ander goed uitfigure. En ek gaan toe deur my chemo, en tydens die chemo, toe gaan sien ek ook 'n genetikus, om te toets of ek 'n geen vir kolonkanker dra, want daar is nie 'n geskiedenis in ons familie daarvan nie. En die toets het negatief teruggekom. Maar toe ek met hierdie genetikus praat, toe vra sy ook vir my, wil ons nog kinders hê, nadat ek van Isabella genoem het. En ek sê weer, ja. En 'n derde keer het iemand vir my gesê, ja, moenie bang wees nie. 'n derde keer wat die Heilige Gees in iemand se hart gewerk het en na vore gekom het in ons lewe.
ons het natuurlik gedink dit met die syndroom te doen, maar die Here het 'n groter plan as wat ons menslike beperkings is. So toe gaan ek vir die chemo, ek gaan toe vir die herstel van die kolostomie sakkie en 2024 gaan ek toe na 'n ginekoloog toe en ek gaan om uit te vind om as ons nou nog verder kinders wil kry. En hy sê gaan probeer vir 6 maande en as jy na 6 maande regkom nie, kom terug en dan kan ons verdere stappe neem. Ek gaan toe ek sou binne 5 maande weer swanger. Maar vir die kolonkanker gaan ek elke keer nog vir toetse om te kyk of die kanker nie terugkom nie. So ek gaan toe vir 'n CT scan toe ek nie geweet het ek is swanger nie. Ek het rondom myself tyd swanger geword. En toe ek na die toets sien ek is swanger en ek het eintlik gemerk ek is nie swanger nie. Dit is mens kan dalk 'n miskraam kry as jy nou 'n CT kry met die vloeistof en goeters en die radiasie en goeters. So is dogter nie ons wag. Ons wag nou eers tot en met 8 weke om te kyk of daar 'n hartklopie is. Maar intussen vra ons vir ons familie om asseblief vir ons te bid en vir die swangerskap. 'n Dag voordat ek na die ginekoloog toe gaan, toe kom nou 'n video op my Instagram op van 'n sanger Brandon Lake. En hy praat oor 'n liedjie Miracle Child. En hy getuig van sy ma wat 5 miskrame gehad het voordat hy gebore was en hy is 'n miracle child. En die volgende dag toe ons by daai kamers instap, toe staan die hartklopie. Ekskuus. So ja, die Here het so hard in ons lewens gewerk en hier vier ons nou vandag om haar nou aan die Here op te bring. Dankie dat ek met julle kon deel. Baie dankie Marcel. So het baie van ons baie moeilike tye wat ons deurgaan, maar 'n getuienis op die manier maak ook rimpels en raak ook ander mense. Ek wil 'n paar dingetjies sê oor die doop. In die Ou Testament lees ons al dat die Here sê hy kom 'n verbond met Abraham sluit en met sy geslagte, met almal daarna. Hy kom 'n ooreenkoms met ons maak. En in hierdie ooreenkoms sê hy, ek sal jou God wees, jy moet my kind wees. As hy sê hy sal ons God wees, sê hy daarmee hy sal vir ons by ons wees in goeie tye, ook in moeilike tye en uiteindelik dan word ons deel van sy ewige lewe. As hy sê met my kind wees, sê hy ons moet hom lief hê, gehoorsaam en dien. Die doop kom die Here bevestig dat hierdie kindjie wat gedoop word ook deel is van sy verbond. In die doop kom gee die Here ook aan hierdie kindjie, ons sê Jesus en al sy weldade. Die doop bevestig dit. En daarmee bedoel ons ook dat die Here vir daardie kindjie daar sal wees, God sal wees en ook vir hom die verlossing gee, die ewige lewe gee. Hy het dit. In die doop sê die Here, maar ek het dit vir jou gegee, dit is joune. En nou weet ons, 'n kind kan nog nie verstaan nie. Maar die Here kom op hierdie manier, neem die inisiatief. Altyd neem die Here die inisiatief in ons lewens. Die Bybel sê, Johannes sê ook, ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. En as hy dan ook vir hierdie kind kom sê, ek het jou lief, of verstaan hy nie, dit wat baie mense sê, maar hy verstaan nog nie. Kom ek vra vir jou, as pa en ma, jou kind wat nog nie kan verstaan nie, klein babietjie, het jy hom lief of nie? Wag jy tot hy eendag vir jou sê, pa, ma, ek is lief vir jou, dan sê hy, nou is ek lief vir jou. Nee, daai kind verstaan nog niks, maar jy's lief vir hom van kleintyd af. En so is die Here lief vir ons kinders van nog voor hulle gebore is en maak hy hulle deel ook van sy verbond. En dit is waar die ouers dan die verantwoordelikheid het om hulle kinders hierdie dinge te leer en vir uiteindelik te sê dat Jesus ook hulle verlosser is. En die oomblik as daardie kind Jesus as sy verlosser aanvaar, word die verbond kompleet. Onthou die Here het dit klaar gegee en hulle kan dit verwerp, maar as hulle dit aanvaar, is die verbond kompleet want hulle aanvaar dan ook Jesus as hulle verlosser. 'n Paar gedagtes dan oor die betekenis van die doop ook
vir ons vandag. Ek versoek nou die doopouers om na vore te kom. Tiaan en Marcel Botha en Corneille en Kayla Ristou. Kom staan 'n bietjie meer so. Ek wil vir julle net die volgende vra. Ons het nou gehoor dat die Here ons God is. Glo julle in die drie-enige God, die Vader wat ons versorg, Jesus wat ons verlos en dat hy vir ons sondes aan die kruis gesterf het en daarmee ons persoonlike verlosser word, en glo julle in die Heilige Gees wat ook in julle woon en julle wil lei. Glo jy dit, Tiaan, Marcel, Corneille, Kayla? Die tweede ding wat ek by julle wil hoor, ons kinders kom soos ons die wêreld in as ook sondige mense. Glo julle dat hulle deur die genade in Jesus ook deel word van God se koninkryk, deel aan hom behoort en daarom as deel van sy kerk gedoop moet word? Glo jy dit, Kayla, Corneille, Marcel, Tiaan? As deel hiervan gee die gemeente ook 'n doopkers en ek gaan nou vra dat een van hulle die doopkers kom aansteek. Hiermee ek sê hulle dan sê kom sommer daar aan by die Christuskers, want die simboliek is dat soos Jesus ons vat maar die ding, ja. Soos Jesus vir hulle ook gesterf het, word hulle ook deel van Jesus as hulle verlosser. Een doopkers wat hulle ook kan gebruik as 'n doopherinnering, 'n doopviering, wanneer hulle gedoop is, dat ouers ook kan sê, maar hierdie kers hou ons elke jaar en op hierdie dag is hy gedoop en ons sê vir hom, ook vertel vir hom wat dit vir ons alles beteken. Tuurlik wanneer hulle 'n bietjie ouer is en kan verstaan. Die derde ding wat ek vir julle wil vra, glo julle in die woord van God, soos die Ou en Nuwe Testament vir ons sê, die verlossingsboodskap van die Here daarin is, en dat dit ook vir ons sy wil meegee. Glo julle dit, Tiaan, Marcel, Corneille, Kayla? En dan die laaste vraag wat ek wil vra, beloof julle as ouers, onderneem julle om ook julle kinders in hierdie dinge te onderrig, te laat onderrig en vir hulle dit voor te lewe? Wat is julle antwoord hierop? Begin by julle. Marcel, ja. Ons kry nou geleentheid dat die dooplinge ingebring word. Tiaan se suster Julia bring Iska in en Corneille se broer Charles bring vir klein Charles in. Iska is die dame, kom ons maar eerste. Staan net bietjie so. Iska Botha, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun
en van die Heilige Gees. Ons sakramente is sigbare tekens, dat sien ons ook die water, en dit is waarom ook al so staan, dat almal kan sien, hopelik. Dankie. Charles Rousseau, ek doop jullie in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Okay. Here, aan U al die lof en die eer en die dank van ons hart. Dit is vir ons so spesiaal. Here, U is so wonderlik goed vir ons. Ons kan maar net sê, dankie, dankie, dankie. Dankie dat U ook ons kinders en kleinkinders insluit in U verbond. Dat julle ook deel maak van U kerk, deel maak van U gesin. Dankie Here vir hulle ook vandag hier. Ons bid vir die ouers, dat U vir hulle die wysheid sal gee, maar veral ook die liefde, om hulle kinders die regte leiding te gee, en voorbeeld te gee vir die pad wat hulle saam met U sal loop. Baie dankie. Ons bid dit, o Vader, U wat U naam met ons kinders se name verbind, Vader, Jesus, Seun en Heilige Gees. Alles bid ons in die naam van ons Verlosser en Here, Jesus Christus. Amen. Gemeente gee ook oorhandig ook Bybels aan hulle. Voorin kom gaan 'n boodskap kom van oupa en ook dan 'n Bybelversie daarmee om te sê die Here verheug hom ook oor ons kinders. Baie dankie aan u vir die geduld en vir die meelewing. Vandag ons gaan ons plekke inneem en dan gaan Dian ook weer verder met sy diens. Jan, baie dankie. What a privilege it is to witness this today. All the children, you can move out to the classes now. There will be a class for you as well, and a little surprise. Baie dankie Dominee Shaw, dit is pragtig geweest. Sê nog, die Here werk in families en in gesinne. En ek wil ook net vra dat die ander oupa en oumas opstaan, al die oumas opstaan, om ook te sê ons is bly saam met mekaar. Dankie. Dit is pragtig. Kom ons gebruik hierdie oomblik as 'n bewuswording oomblik. Kom uit Spreuke 3. My seun, my onderrig moet jy nie vergeet nie, en my gebooie, jou hart moet daarby hou. Want die lengte van jou leeftyd, die lewensjare en die vrede sal dan vir jou vermeerder word. Troue liefde en waarheid moet jou nooit verlaat nie. Bind dit om jou nek, skryf dit op jou tafel van jou hart. Dan sal jy guns en goeie begrip vind in die oë van God en die mense. Vertrou op die Here met jou hele hart. Op jou eie insig moet jy staat maak nie. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie
reguit maak. Kom ons bid saam. Liewe Heer, wat 'n voorreg is dit om vanoggend die doop te kon sien, Here. Weer herinner te kan word dat U kies ons. U is lief vir ons nog voordat ons onsself kan bewys, voordat ons nog ons eie liefde kan wys. Here, dankie vir hierdie oggend waar ons hierso kan stil sit voor U, Here. Here, help ons om nou in ons gedagtes te vergeet van die besige week wat verby is en te vergeet van die week wat nou kom, Here. Here, ons vra vir U om ons harte en ons koppe skoon te hou, dat ons sal luister na U en die woord sal inneem. Amen. Ons teks vir vandag is Romeine 5, vers 1 tot 11. Kom ons lees dit saam en dan gee ek so 'n bietjie agtergrond. Omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vas staan. En ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. Maar dis nie al nie. Ons beroem ons ook op verdrukking, omdat ons weet verdrukking bewerkstellig volharding. En volharding lei tot betroubaarheid, en betroubaarheid tot hoop. En die hoop beskaam nie, want God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Toe ons nog magteloos was, of swak was, of hulpeloos was, het Christus immers op die regte tyd vir goddeloses gesterf. 'n Mens sal nie maklik vir 'n regverdige persoon sterf nie. Al sou 'n mens dalk nog die moed hê om vir so 'n goeie persoon te sterf. God bewys egter sy liefde vir ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Hoeveel te meer sal ons dan deur hom van die oordeel gered word, nou dat ons deur sy bloed geregverdig is. As ons, toe ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, hoeveel te meer sal ons deur sy lewe verlos word, nou dat ons met hom versoen is. Maar dis nie al nie. Ons vind ons roem ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. In die inleiding van sy brief, van Paulus se brief, hy skryf dit uit Korinte uit. Hy benader die hele tema van Romeine half soos 'n hofsaak. So vir die prokureurs of die wat meer weet van die wet en hofsaake as ek, asseblief wees my net genadig met die woorde. So, die klagstaat wat hy stel in die eerste deel, so Romeine word in 3 dele opgedeel. Die eerste deel is van vers 18 in hoofstuk 1 tot hoofstuk 3 tot vers 20. So, dis die klagstaat en hy sê almal is skuldig. Ons almal is sondaars, of jy dit nou wil hê of nie, ons almal is sondaars. En dan kom die uitspraak in die tweede deel van Romeine, wat volg op hoofstuk 3:21 na hoofstuk 4:25, en die uitspraak is dat ons vrygespreek is deur Jesus. So, ons is vrygespreek nie op wat ons gedoen het nie, maar op wat hy vir ons gedoen het. En dan kom die vonnis, wat die begin is van hierdie deel wat ons nou lees, van hoofstuk 5 af tot in die einde. En die vonnis, die gevolge van die vryspraak is eintlik goeie nuus, want dit is vrede vir die gelowiges se persoonlike geloofslewe, hoop vir sy volk en vir die wat nie glo nie, en 'n nuwe lewe van opofferende liefde in die Christelike lewe. So, die hele boek van Romeine kan eintlik saamgevat word en verduidelik word, dat alle mense sondig is, maar dat God
hulle uit genade vrygespreek het deur geloof in Jesus Christus en wat hy vir ons gedoen het, nie wat ons kan doen nie. So, en om nou terug te kom by wat ons vanoggend gesien het, daar is min dinge in die wêreld so broos soos 'n baba. 'n Baba kan nie self loop nie, 'n baba kan nie self praat nie, hy kan homself nie voer nie, hy kan nie van vertrek tot vertrek gaan nie, hy kan homself nie help met aan die badkamer toe nie. En ons leef dikwels, en ons is ook so. Ons leef baie keer asof ons onafhanklik is, maar tog is daar die afhanklikheid wat ons het van God. En Paulus sê, oor die mens praat, wat hy sê in Romeine 5, gebruik hy baie eerlike woorde, en hy sê, toe ons nog magteloos was, hulpeloos, swak, die woord in Grieks is asthenes, en dit kan as al drie daai goed vertaal word. Hierdie vertaling het net magteloos gebruik. Toe ons nog magteloos, swak, hulpeloos was, het Christus op die regte tyd vir die goddeloses gesterf. En 'n paar vers later sê hy, God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. En dan self sterker, 'n bietjie later, toe ons nog vyande was, is ons met God versoen deur die dood van sy seun. Dis 3 sterk beskrywings van die mens, wat hy sê ons is swak, ons is sondaars en ons is vyande. Dis nie 'n baie vleiende beskrywing van die mens nie. Maar dit is 'n eerlike beskrywing. En juis hier, in hierdie eerlike beskrywing van ons broosheid en gebrokenheid, ontdek ons iets ongeloofliks oor God se genade. En dit is dat ons is swakker as wat ons dink. Paulus gebruik die woord letterlik, wat letterlik beteken, daai magteloos, hulpeloos, swak. Sonder krag om iets te verander. Daai woord beteken letterlik sonder krag om iets te verander. So dit beteken nie dat ons soms verkeerde dinge doen nie, dit beteken net dat ons nie krag het om onsself te red nie. Ons leef in 'n wêreld waar mense graag onsself wil kan regmaak. As iets verkeerd is, probeer ons net harder. Of as ons misluk, probeer ons weer. As ons struikel, staan ons weer op, maar die evangelie sê, daar is iets wat ons self nie kan regmaak nie. En dit is ons verhouding met God. Ons kan nie ons sondes verwerk deur goeie dade nie. Ons kan nie ons skuld uitwis deur net baie goeie dinge te doen nie. Ons is, soos Paulus sê, swak. 'n Baba help ons om dit te verstaan. Baba kan nie self eet nie loop nie. 'n Baba kan nie eers van een kamer tot die ander een beweeg nie. En daar waar ons die babatjie neersit, daar bly die babatjie. Voordat hulle begin kruip. En op 'n manier is dit ook waar met van ons verhouding met God. Ons klim nie self op na God toe nie. God kom na ons toe. Daar is hierdie foto wat ek wil beskryf, is daai 2 hande. Ek kan nie onthou wat se skilder of wat ook al dit gemaak het nie, seker maar een van die bekendes. Maar daai 2 hande wat so uittrek na mekaar toe, is sulke mooi verduideliking, want ons dink baie keer ons moet halfway kom. Ons moet halfpad kom en ons moet ons 50% gee, want die Here gee altyd sy 50%. Maar dit is nie, ons kan nie. God kom haal ons uit en uit van bo af. En dis wat die doop ook so mooi verduidelik. En dit is nou die volgende punt wat ek wil maak, is God begin die verhouding. En dit is die ongelooflike waarheid van die evangelie. Paulus sê nie dat Christus vir ons gesterf het omdat ons probeer hom leer ken het nie. Hy sê nie Christus het vir ons kom sterf omdat ons goed is vir die mense om ons of die gemeenskap nie. Hy sê nie Christus het vir ons gesterf toe ons goeie mense probeer word het nie. Nee,
Hy sê ons is swak. Hy sê juist toe ons swak was, toe ons sondaars was, toe ons selfs vyande was, toe het Christus vir ons gesterf. Met ander woorde, God het nie gewag vir ons om eers reg te kom nie. Ons het baie keer hierdie denke dat jy moet fiks wees om gym toe te gaan. Maar nee, dit is nie, die gym is daar vir jou om fiks te gaan word. So is die kerk ook. Jy hoef nie 'n goeie Christen te wees om kerk toe te kom nie. Die kerk is veronderstel om hier te wees sodat ons kan beter raak. Ek is 'n sondaar, dis hoekom ek hier is. God het nie gesê, kom eers nader aan my, maak eers julleself reg, maak eers julleself goed, en dan sal ek julle aanvaar nie. Nee. God kom na ons toe, terwyl ons nog gebroken is. En dis wat genade beteken. Genade beteken dat God nie vir ons gee wat ons verdien nie, maar juis vir ons gee wat ons nie verdien nie. Paulus sê, God bewys sy liefde vir ons hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Die wêreld werk anders. In die wêreld moet jy jouself bewys, jy moet op 'n plek kom, jy moet kom waar jy status en mag het, en vir jou om in die eerste span te kom, moet jy die beste speel. By God werk dit anders. Dit begin als by genade. Jy is goed genoeg nog voor jy iets doen. En dit wat God vir ons doen, geregverdig en versoen. Die teks begin met 'n belangrike woord, omdat ons dan geregverdig is uit die geloof, het ons vrede met God. Die woord geregverdig kom uit 'n hofbeeld. Dit beteken dat 'n regter iemand vryspreek of onskuldig verklaar. Dit beteken nie dat ons perfek geword het nie, dit beteken dat God ons vryspreek op grond wat Christus gedoen het. So jy word onskuldig bevind, sommer net omdat iemand anders goed is vir jou. Ons staan dus nie meer as skuldiges voor God nie, ons staan as mense wat deur God aanvaar is. En dan gebruik Paulus nog 'n belangrike woord, versoen. Versoening beteken dat 'n gebroke verhouding herstel word. Paulus sê, toe ons nog vyande was, is ons met God versoen deur die dood van sy seun. Met ander woorde, God herstel die verhouding tussen hom en ons, en weer eens begin die herstel nie by ons nie. Dit begin by God. God neem die eerste stap. En die doop wys vir ons waarheid. En dit begin by om te besef dat God daai babatjie kies en sê jy's myne, voordat daai babatjie enigiets kan doen. En dit bring ons by wat ons nou gesien het. Hierdie baba kan nie sê ek glo nie, hierdie baba kan nie sê ek gaan nou beter word of niks nie. Hy kan nie, of sy kan niks bring na God toe nie. En tog sê God deur die doop, jy behoort aan my. Die doop is eerstens nie 'n teken van ons geloof nie. Dit beteken, dit is 'n teken van God se belofte. Soos wat Dominee Shaal so mooi volgend gesê het. Dit is God wat sê, ek kies jou, ek verbind my aan jou. Jy is deel van my familie. 'n Baba kies nie sy ouers nie. Geen baba besluit voor sy geboorte in wat sy familie hy wil wees nie. Liefde word vir hom gegee. Die lewe word vir hom gegee. Geluk word vir hom gegee. En in die doop sê God dieselfde. Jy is deel van my familie. Maar die doop herinner ons ook aan onsself. Dis nie net belangrik vir babas nie, dis belangrik vir ons ook om vir almal van ons wat hier sit.
Wanneer ons na hierdie babas kyk wat vanoggend gedoop is, sien ons iets van onsself. Ons sien 'n afhanklike klein mensie. Ons leef ons lewens asof ons onafhanklik is, maar voor God bly ons altyd afhanklik van genade. Ons geloof self is uiteindelik 'n antwoord op God se genade. Ons kies vir God omdat hy ons eerste kies. Ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het. Die doop herinner ons dus aan die fundament van ons geloof. Ons word nie gered omdat ons sterk is nie, ons word gered omdat hy ons kies. En omdat hy vir ons genadig is. Ek sluit af met die volgende, en dis wanneer ons vandag na die babas kyk wat ons gesien het vanoggend, sien ons iets baie mooi. Ons sien broosheid, ons sien afhanklikheid, soos wat ons nou gesê het. Ons sien 'n lewe wat nog heeltemal oop en weerloos is. Maar ons sien ook iets van God. Ons sien 'n God wat nie wag vir mense om sterk te word nie, wat nie wag vir mense om perfek te wees nie. 'n God wat na ons toe kom terwyl ons nog swak is. En daarom is die doop nie 'n teken van hoe goed ons is nie. Dit is 'n teken van hoe goed God is. Dit is 'n teken van God se genade wat eerste kom. En dit is die goeie nuus van die evangelie. Toe ons nog swak was, het Christus vir ons gesterf. Kom ons onthou hierdie broosheid vandag. Amen. Ek gaan nog nie nou bid nie, ek wil hê ons moet eers die kollekte opneem asseblief. Wil gebruik, kan hulle net hulle hand opsteek. Of gaan 'n mens agtertoe? Okay, steek net die hand op. Herinner aan ons omgee fonds, omgee noodfonds. Dit is 'n fonds wat ons gebruik vir wanneer ons nood sien. So dit is 'n fonds wat nie deur allerlei hoops hoef te gaan noodwendig nie, maar daar waar daar nood is, kan ons uit hierdie fonds uit dit dadelik help, sonder om dit in die begroting in te werk. Die sterren
Nou kan ons saam bid. Liewe Heer, ons dankie vanoggend vir die voorreg wat ons het om te kan sien hoe God ons kom haal. Ons kom haal daar waar ons is en vir ons kom sê, U het ons lief. Here, ons wil U dankie sê vir die kollekte. Ons wil vir U vra dat U dit op ons harte sal sit om dit op die regte plekke te spandeer, Here, dat ons dit vir U koninkryk sal gee en dit tot die vergroting van U koninkryk sal hê, Here. Here, ons doen ook voorbereiding vir beterskap en herstel vir ons mense, Here, waar daar soveel siek is en soveel swaar is, Here. Bring ons hierdie mense na U toe, Here. En ons vra vir U om met hulle te wees en ons vra vir herstel, Here. Here, ons bid vir ons langtermyn siekes waar net U saam met hulle kan wees, Here, waar U ons asseblief moet help as pionne om saam met hulle 'n pad te stap, Here, maar ons bid vir U om vir hulle te herstel. Here, ons bid vir swaar kry oral, Here. Ons bid vir swaar kry in die Midde-Ooste. Here, ons bid vir ons boere, vir die back and close, Here, en vir min reën, Here, waar daar ook sukkel is, Here. Here, ons wil ook dan vir U kom bid en sê, Here, ons is weerloos, ons is afhanklik. Here, help ons asseblief om hierdie afhanklikheid van U te besef, Here, dat ons sonder U swak is, Here, magteloos is. En dankie dat U ons kom red, sonder dat ons enigiets verdien. Amen. Ek wil nou vir John oproep van die kinderhuis. Hy wil gou vir ons 'n paar woorde sê voordat ek die seën uitspreek. Dankie, Tannie. Ja. Sorry. Dis reg. Baie dankie, John. Goeiemôre almal. Dis 'n geweldige voorreg om hier te wees vandag. Ek wil net twee mense gou vorentoe roep, Ronel en Amanda. Kom julle gou nou toe asseblief. Ek wil net voordat ek begin praat net bedankings doen aan hierdie twee mense wat hierdie naweek vir ons moontlik gemaak het. Ronel het haar huis oopgemaak vir hierdie hele kinderhuis van Johannes Calvin huis. En dit was 'n fenominale ervaring daar. En ek wil net vir jou dankie sê, Ronel, vir jou absolute openhartigheid en dat jy almal so welkom laat voel het. En verskriklik baie dankie vir elke stukkie ekstra wat jy gedoen het. Even die ice cream wat hulle gisteraand gehad het. Ek kan nou nie deel in hierdie goed nie, want ek is 'n diabetes, so ek moes net maar met lang oë staan en kyk hoe die ander dit nou geniet. Maar ja, en dan wil ek vir Amanda verskriklik baie dankie sê. Amanda doen hierdie nou al vir 22 jaar. Mense, dis 'n lang tyd. Dat sy haarself beskikbaar gestel het in dienswerking met die kinderhuis. 22 jaar met die Greytown kinderhuis. Nou, ek weet dat hierdie gemeente het al lang jare, hoeveel jaar is hierdie gemeente betrokke by die Greytown kinderhuis? Ek is 26 jaar hier. Jy is al 26 jaar hier so. Nou, ek wil net dan vir die gemeente kom baie dankie sê, want hierdie goed sou tog nie moontlik gewees het sonder fondse van julle kant af nie. Nou,
mense moenie geskok staan, weet, oor ek nou nie 'n voet het nie, weet, ek gaan binnekort 'n protese en dan het ek weer 'n voet om op te staan, so, weet, maar julle kan my glo, as ek met julle praat. Ek wil net verskriklik baie dankie sê, dat die Greytown kinderhuis altyd 'n oop plek vind hierso. En ek wil net vir elkeen baie dankie sê. Vir julle betrokkenheid en hoe hierdie gemeente daai 60 kg koekies elke jaar stuur vir hulle en so aan. Nou ek is nou al 2 weke nou weer terug. Jy weet, ek was so 'n bietjie in Gauteng en ek het my voete daar verloor. Ek hoop ek kan my voete weer vind hier, maar ek wil net vir julle almal net verskriklik baie dankie sê vir die Greytown kinderhuis is die oudste kinderhuis in KZN. En hy word hierdie jaar in die 19de Oktober word hy 107 jaar oud. Nou die Greytown kinderhuis het begin in die 1919 swart dood, toe daar soveel ouers gesterf het. So dit was 'n soort gelyk aan 'n COVID tyd gewees, toe die Greytown kinderhuis begin het. En hierdie Greytown kinderhuis is vir baie kinderhuise, kan ons maar sê die Engelse woord, 'n pilot. Daar's ouens wat kom vir baie advies, en soos wat mense tereg opgemerk het gestaan, daar's 'n groot stuk, goeie stuk struktuur in, en ek dink al die jare was daar 14 NG gemeentes, daar's 7 huise, waarvan julle by huis Johannes Calvin betrokke is. En dan is daar 'n ander gemeente wat dan ook saam met julle veronderstellings moet deel. So, ek wil net vir julle almal verskriklik baie dankie sê. Julle weet dat vir elke toiletsakkie of handdoek of enige toiletware, toiletpapier, sulke tipe goeders wat julle vir daai huis Johannes Calvin borg, maak julle my hande as fondsinsamelaar baie ligter. Want dit is die tipe goed waarvoor ons dan fondse vir ander ook belangrike goed kan gebruik dan. Maar dit wat julle doen, julle speel 'n geweldige rol en ek wil julle net vanoggend net groot dankie sê daarvoor. En vir julle harte rondom dit en dan ook julle betrokkenheid. So ek dink ons poog nog, ek doen so 'n paar golf daar ook. Hierdie jaar sal ek nie self speel nie. Ek het hierdie jaar net 'n voorgee van golf, maar ons wil nog meer uitbrei en kyk of ons nie nog sulke goed kan doen elders. Ons het nou al 'n golfdag op Richards Bay, Ishawi en dan nou die 2 bane op St. Catharines en dan nou die Greytown golfbaan. Ek wil net verskriklik baie dankie sê vir die voorreg en om hier te kon 'n paar woorde sê vir die kinderhuis en ek net namens die kinderhuis net vir julle bedank en namens hierdie kinders. Hulle was vodde gisteraand. Hulle ken nie die see soos julle wat nou hier by die see bly nie en hulle het al vroeg geslaap. So ek dink dit was 'n fantastiese belewenis vir hulle gewees en ons is saam met hulle dankbaar. Baie dankie julle, hoor. Baie dankie John. Dis maar hier so vat. Soms moet die stoel so. Dankie John en dankie vir die mense van Greytown ook. Dit is wonderlike werk wat julle doen en dat julle die vaandel net vat en dat dit julle beurt is om weer aan te gee vir die volgendes. So dankie daarvoor. Ons gaan nou die seën sing, maar ek wil vir julle eers die seën uit Romeine 15 vers 13 lees. En dit is: mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. En mag julle met nuwe tree loop
en weet hoe afhanklik ons van God is. Kom ons sing saam. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade